Ons gesels nou met Raymond van der Merwe, verkoopsbestuurder by Metal, 'n Suid-Afrikaanse onderneming wat spesialiseer in hooggehalte metaalmuurkuns, naamborde en rakke. En ek gaan vandag 'n bietjie hoor hoe hulle staal gebruik om vaalmure in kunswerke te omskep. Raymond, goeiemôre. Môre Pieter, lekker om je te wees man. So is dit nou metal, metal, Het is met al. metal. 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 Metal is jy hier en met eens gaan ons nou lekker gesels. Baie dankie, gesien uit. Vertel gou net vir my, jy weet presies hoe werk so 'n kunswerk? Hoe word hy vervaardig? Is dit kry jy net 'n stuk staal, 'n stuk metaal en daar gaan jy. Jong, is ongelukkig nie so maklik soos dit nie. So uit die aard van die saak begin jy by digitale ontwerp. So ons ontwerpspan sit dan nou die ding bymekaar vir jou. Hy gaan dan na die lasermasjiene toe wat alles nou vir ons sny. Daai masjiene sny tot met 0.3 mm klein. So dis baie fyn detail. Die proses word dan gesny, van daar af gaan hy powder coating toe of die poeier applikasie. Uit die aard van die saak 'n klomp verskillende kleuropsies en van daar af skep ons hom na jou huis toe. So vind ons dit. So hierdie ouetjie was eers bleek en nou is hy so, kom hy ook in verskillende kleure? Ek meen obviously primêr nou maar die swart. Korrek, ja, so swart is maar die gewildste kleur wat ons het, maar ons het op hierdie stadium 10 standaard kleure, 10 plus. Is dit nou soos hierdie ook? Dit is soos daai agtergrond ook en ons is ook een van die enigste maatskappye wat 2 kleure op een kan doen. So dit is 'n unieke ene vir ons. Want Ja. Luister, en jy praat van die powder coating goed, wat beteken dit presies? So met sulke tipe applikasie kyk jy eintlik maar na 2 opsies. Jy het of verf of die poeier. Die poeier gee net vir jou 'n beter kwaliteit produk in die langtermyn. So hy hou sy kleur langer, hy's meer bestand teen krappe, allerlei sulke dinge en die groot ding is eintlik maar teen die roes. So teen die roes beskerm hy die produk baie goed. So hoe belangrik is die kleurkeuse? Jy het gesê jy het soveel kleure wat jy aanbied. Hoe belangrik is dit? Dit is korrek. So die kleuropsies uit die aard van die saak as jy kyk na meer as een kleurproduk, dan is die kleur baie belangrik. Maar ook hierdie is 'n baie goeie hoëgehalte produk. Jy gaan 'n prys betaal vir hierdie ouetjie om teen jou muur te kry. Dan wil jy hê hy moet uitstaan. So gebaseer op jou muurkleur moet jy jou produk se kleur goed kies. Ja, want dit help nou nie ek sit hierdie teen een van die swart mure in my huis. Korrek, ja, dis dan sy soos 'n kamoufleerder. Ja, korrek. As ek tensy ek hom wil wegsteek en wil kyk of mense hom gaan. Of hulle agterkom, ja. Hoor jy, nog een van julle meer gewilde produkte is hierdie lyk vir my soos 'n portret. Korrek, ja. So hierdie is die produk se naam is Photo to Metal. Hy is op ons webwerf beskikbaar. Lig 'n bietjie op daar dat ons vir die kykers ook kan wys. So dan vat jy, is dit nou 'n foto afdruk wat hulle vat? Lig hom nog so 'n bietjie op. Haar sy kyk net hoe mooi hulle daar gaan kan sien. As hulle hom daar kan beloer. Dit is korrek. Ja, so hierdie jy stuur vir ons enige foto. Enige foto, 'n familiefoto, 'n foto van jou hond, ergens waar jy met jou motorfiets oor 'n berg spring en ons ontwerp hom tot op die nommertjie vir jou. En is dit 'n lang proses? Die ontwerp vat gewoonlik so 5 dae, dan is die ontwerp reg en dan is die manufacturing proses, die fabrikasie vat so 3 dae, dan gaan hy na jou huis toe met die koerier. Min of meer 10 dae vir 'n unieke en as hy by jou deur. Hoor jy, en julle doen die normale goed, 'n huisnommer vir die straat se kant af en dit en dat, maar julle het ook funksionele produkte en goeders, né? Korrek. So ons doen baie dekoratiewe shelving, so vir jou badkamer reeks spesifiek al daai stainless steel, lekker vir die kombuis, klomp goeders, daar's 'n hele klompie wat nou binnekort gaan uitkom en dan soos jy sê signage, al daai tipe dinge vir maatskappye en so aan ook. En opdragprojekte en so aan? Alles van dit. Jy weet daar seker 'n ou wat iewers 'n mooi wildsplaas het of iewers het die oes goed gedoen 'n jaar of 3 terug op die plaas en nou wil hy dalk 'n groot mieliekop of 'n buffelkop of iets hê. Absoluut. Ons doen dit alles. So ons help, ons is baie lief daarvoor om die boere te help. Hulle gesels gereeld met ons juis omdat ons so groot kan gaan. So ons plate is 3 meter by 1.5. So ons kan baie lekker groot sny. En dan hierdie is 'n lekker grootte, veral as jy nou vir iemand oor see ietsie wil stuur, jy weet. Ek vra nou maar want ek was mos maar vir so vinnige draai in die Amerika in gewees. Ek vra vir 'n vriend. Ja, en as jy nou hierdie wil vat, hy lyk of hy nogal lekker in 'n tas kan pas. Hy pas baie mooi in 'n tas. So ons kry daai versoeke gereeld. So ons sny hulle klein genoeg dat hy in 'n tas kan oorgaan, maar ons koerier ook internasionaal. So ons kan die buitelandse kliënte help. Weerstoestande en goeders, ek weet ons hou nogal van 'n reënerigheid hier en dan is dit weer skielik droog aan die ander kant. So betreffende die weeromstandighede, die ouetjies gaan nogal mooi hou. Hulle hou baie goed. So hier in die Hoëveld sny ons alles nog steeds uit mild steel uit. Hoe nader ons aan die kus kom, dan sny ons uit stainless steel uit.
dan is jy weer eens beskerm teen die roes daar by die kus, al daai weerskondisies. En ek dink hierdie ouetjie wil jy juis nie wegsteek onder dak iewers in die huis nie. Jy wil vir die mense wys hoe mooi dit is en hoe uniek dit is. Korrek. So ek dink baie ouens, as ek nou wil fancy klink, as jy nou 'n spysertjie of iets sit, dan gee net 'n ander dimensie ook. Absoluut, ja. So hulle kom standaard met 'n 18 mm spysertjie, sodat jy 'n mooi lig agter hom kan insit en dit gee dan daai bietjie van daai diepte persepsie en dan nou uit die aard van die saak in die aande kan hy ook mooi verlig word. Raymond, baie dankie dat julle so mooi gespeel het en besluit het om hierdie kunsvorm ook deel van die hele Suid-Afrikaanse publiek te kan maak. Mense kan natuurlik seker ook op sosiale media en goeders vir julle in die hande kry. Korrek, ja. So ons is op Instagram, Facebook, op ons webwerf of in ons showroom in Moreleta Park kan julle ook by ons 'n draai kom maak. Net hier om die draai. Met al is die manne vir wie jy moet gaan dophou. Nou ja, net hierna gaan ons van mooi muurbehangsels en kunswerke, gaan ons 'n bietjie kyk hoe die ouens ook die kuns daar in KwaZulu-Natal vir ons aan die gebeur hou. The IFA Crafted Heritage Collection is celebrating the extraordinary skill of rural KwaZulu-Natal artisans. This initiative, led by the KwaZulu-Natal Society of Arts in partnership with the First Rand Foundation, showcases how heritage-led craft can create both cultural pride and sustainable economic opportunity. Angela Shaw joins us to tell us more about the impact and vision behind this project. Angela, welcome and goeiemôre, good morning. Good morning. Thank you, Elsa. Now, for viewers who may not yet be familiar with IFA Crafted, what is the core vision behind this initiative? So, Elsa, the name is IFA. A lot of people do think it's letters, but IFA is an isiZulu word that means inheritance. And that really speaks to the vision of the project, which was funded by the First Rand Foundation, who were looking for rural beneficiaries in KZN, who approached the KwaZulu-Natal Society of Arts. And then the obvious answer was there's such a wealth of craft talent and so much heritage around crafting in the province. It seemed like the most natural response to their need. So that was the vision, was to have rural beneficiaries in KZN and to work with something that is already so important, dynamic, and was in great need of some support. Mm-hmm. Now, the project works with more than 80 master crafters across KwaZulu-Natal. What kind of transformation have you seen in the lives of the participating artisans? So there's been very real economic impact. We've seen our economic impact assessment reported that 12 million rand had been put back into that economy, which is massive when you consider how little income there is in rural areas, especially in KZN. And so what we've seen firsthand, which was very exciting, we had accounts of people who'd been able to fix their homes, pay for school fees in advance, and basically just get their lives back on track. I think the other thing that we saw that was very exciting is this massive growth in confidence around their creative abilities. Many of these crafters are master artists in their own right. And because the sector's been dormant for a while, they had lost faith in their abilities. The project removed all of the financial risk of being creative, innovative, and experimenting with new techniques and ways of making and new products. And to see these artists be able to access their pure generative abilities again was very rewarding. Mm-hmm. Now, this exhibition elevates traditional techniques into contemporary luxury design. How do you balance cultural preservation with modern market appeal? So it was a really natural fit. There happens to be both supply and demand. There's already a growing global trend in an appreciation of luxury craft and of artisanship. The Loewe Prize is a great example, but there are many other examples of a growing demand and a desire for us to return to handmade goods as a response to mass consumerism, landfill issues, and the environmental impact of mass consumerism. So having a amazing
already full province, full of makers, full of people who have generations worth of knowledge in making, crafting, and artisanship, it was a natural fit. It was this combination of supply and demand that really made a lot of sense. Beyond the exhibition itself, what long-term economic impact do you hope IFA Crafted will have in these communities? So the project has created a website, which is an e-commerce site, and it's set up to serve both wholesale buyers who may be retailers or professionals working on projects who would be able to order bulk products at wholesale prices. And then we recently launched the retail e-commerce portion of that site as well, so that anybody at home can go online and order these beautiful handmade items off the website. The website is ifacrafted.com, and I would encourage everyone just to check it out. There's so much great material about how the project happened, the people. It was very important to us that we profiled every single artist that we worked with. So there's a professional portrait and a biography, and then just a sense of that incredible heritage that already resides in KZN. And I'm sure that is where we can find all the information that we need. Angela, thank you so much for your time this morning. Nou ja, so van visuele kuns oor na kuns in die teater. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons en vind ons meer uit oor die klug, my boetie se sussie se ou. Dis omtrent 'n storie, so jy wil dit definitief nie misloop nie. En dan gaan ons ook uitvind waar jy kaartjies daarvoor in die hande kan kry. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, good morning. Ons is net hierna weer terug.